lekker om ook hierdie oggend, hierdie sonnige somersoggend so saam met julle ook hier in die Here se teenwoordigheid te kan wees. Maar kom ons raak net rustig by die Here en ons begin ook die dag in sy naam. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar 1000 langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nog so 3 liedere saam. Hier as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring. Sing harte verlief op die koning in verwondering. Want die is die prins van eeuwe, gesalf hy die beker van vrede. O koning, koning, luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en virus in die oë. Want die liefde brand ons sterker, vir die bruid wat die begeer. Voor die ons mooiste mooi, my liefde my meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring. Sing harte verlief op die koning in verwondering. Want die is die prins van eeuwe, gesalf hy die beker van vreugde. O koning, luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en virus in die oë. Want die liefde brand ons sterker, vir die bruid wat die begeer. Voor die ons mooiste mooi, my liefde want die bruid roep my, verhoudde God, ons
mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome, genade tot jou lippe rein, en virus in die oë, want die liefde brand ons sterker, vir die bruid wat die begeer, voor die ons mooiste mooi, buig die belindes neer. God is hier teenwoorde, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoorde, heilig is die Here, buig in stilte om te ere. Wie omroep, wie omroep, wie omroep, Heer in hemel Vader, kom nou almal nader, en wie omroep, wie omroep, Heer in hemel Vader, kom nou almal nader. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gediere, tot ons droom weer om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede, ach, hoe dikwels lei ons maar, net omdat ons nie ons doode, eis tot in Gods vaderland. Wat 'n vriend, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gediere, tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeer ons toch die
We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Here, ons dink aan Dawid wat gesê het, 'n dag in u teenwoordigheid is beter as 1000 jaar daar buite. En dit is so, Here, wanneer ons so saam is vanoggend in u teenwoordigheid so tasbaar beleef, dan weet ons, Here, al hoe ons deur hierdie jaar gekom het, is dat u ons vasgehou het, beskerm het teen soveel aanslae, nie net in die wêreld waarin ons lewe nie, maar ook op ons lewens deur wesens wat ons nie eens kan sien in die hemelruim nie. En daarom kom buig ons net vanoggend in aanbidding en ons verheerlik u naam, ons exalt u, ons koning, ons verlosser, ons alles, ons hoeksteen. Here Jesus, dankie vir die prys wat u vir ons kom betaal het. Dankie dat u kom mens word het. Dankie dat ons in hierdie afgelope week ook net weer herinner kon word dat u kom mens word het op die nederigste manier moontlik in 'n stal in Bethlehem vir elkeen van ons wat u kinders is, Here, en dat u later ook vir ons aan die kruis gesterf het, maar Here, ja, die graf is ook leeg en u Gees is in ons elkeen ook nou om ons te lei op die regte pad en ons eer u daarvoor. Word u verheerlik in hierdie oggend, kom breek nou u woord vir ons oop en praat met ons elkeen daaruit. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ja, waaroor preek 'n mens op die laaste dag, laaste Sondag van die jaar, en maar so in my stilte tyd het hierdie ding op my hart kom, denk, kom ons kyk 'n bietjie wat sê Psalm 139 vir ons, en vanoggend toe André vir ons daar open en sê ook hoe die psalms met hom praat, toe weet ek sommer dis bevestiging, dis is die Here wat vanoggend vir ons ook wil sê, kom ons gaan kyk na Psalm 139. Nou, soos wat ons gesê het, ons het 2025 het nou tot 'n einde gekom, en daarom is dit ook nou 'n tyd om bietjie terug te dink oor die jaar wat verby is, en die tema dan ook van vanoggend is deursoek my hart. En wie moet dit deursoek, behalwe anderster as God homself? So, kom ons gaan lees 'n bietjie daar wat staan daar vir ons geskrywe in Psalm 139. Die opskrif van die Psalm is: U omsluit my van alle kante. Ook so mooi aanpas by aansluit by Psalm 91 wat ek vir ons in die wotum gelees het, dat die Here is die heeltyd daar by ons en hy hou ons vas. Vir die koorleier van Dawid 'n Psalm: Here, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit. Die gewete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sal ek gaan om van u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om van u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op tot in die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou vir die duisternis kon vra om my weg te steek, of vir die lig rondom my om in nag te verander.
maar vir U is self die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae is in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek U haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie die weersin hê in die mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk ek of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. As ek net weer vers 23 en 24 vir ons kan onderstreep. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Tot sover. Nou ja, as ek vanoggend mag vra, hoeveel van julle kan nog onthou wat julle nuwe jaar, verlede jaar, 2024, dat die oorgang na 25, toe al hierdie nuwejaarsvoornemens, ek gaan dit doen en ek gaan dit bereik, en daai goede, en hoe lang hou dit? Miskien so 'n dag of 2, hoeveel van julle se voornemens het geslaag, en kan met trots sê, ja, ek het alles bereik wat ek myself voorgeneem het. So hoe tevrede is jy met jou jaar en hoe dit verloop het? Dit is 'n vraag wat ons vir ons elkeen kan vra. Is jy dalk tevrede met wat jy dalk bereik het? Miskien het jy van hierdie hoogtepunte bereik en miskien het jy so 'n paar van daai boksies kon aftik. Maar wat sê God van jou? Wat sal hy sê van jou 2025? Want dit is wat belangrik is. En vanoggend kan ons hierdie Psalm eintlik in so baie maniere benade. Die eerste manier is, as ons gaan kyk na die eerste 6 verse daar, sê vir ons van God se alwetendheid. Of ek sit en of ek staan, U weet dit, U sien dwars deur my, dit is God se alwetendheid. Hy weet alles van jou. Daar is niks wat jy vir hom kan verberg nie. En sy alomteenwoordigheid, en sien ons van vers 7 tot daar by vers 12, waarheen sou ek gaan? God is alomteenwoordig, of jy hier in Suid-Afrika sit, en of jou kind aan die ander kant in Nieu-Seeland sit, of in Kanada, of waar ook al, die wonderlike ding is, God is ook daar. Hy is saam met jou waar ook al jy gaan, en hy is daar saam met jou kinders, en al daai bekommernisse ken hy, sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid, dan dat hy 'n skepper is. U het my gevorm, my aan mekaar geweef, net God kan skep. Niemand anders kan skep nie. Ja, ons kan maak, en ons is besig om AI te maak, en robotte te maak, maar net God kan skep, want hy praat van die innerlike gedeeltes. Wie kan vir jou blydskap binne in jou sit? Wie kan vir jou vreugde en vrede en die geestelike dinge, dit wat ons nie kan sien nie, dit het God ook gemaak, en hy het dit binne in jou gesit. Die feit dat jy van groen hou en nie van pers hou nie, dit is God wat jou daai dinge in jou plaas, sonder dat jy dit bewus is eer daarvan. 'n Ding wat jou laat lag, is dalk vir my nie so snaaks nie, want God is so intiem, hy maak ons nie net die uiterlike deel van ons nie, hy weef ons in ons siele, weef hy ons ook aan mekaar, hoe wonderlik dit nie ook nie. Dan sien ons ook dat hy 'n regverdige God is, dat hy oordeel oor die moordenaars en oor hierdie vyande van hom. En dan kom Dawid op die einde en dan sê, deurgrond my en ondersoek my, die Here weet wat in jou diepste wese aan die gang is, hy ken jou bekommernisse, jy kan vir hom niks wegsteek, hy is die alwetende God.
Hy ken jou bekommernisse, hy weet van elke gebed van jou. Al voel dit partykeer vir jou, jy bid en miskien hoor die Here my nie, want ek sien nie die uitkomste kom nie. Weet dat hy weet en dat hy absoluut vertroud is met jou. Daarom sê vers 1 vir ons, U sien dwars deur my, U ken my. So jy kan niks vir God wegsteek nie. Jy kan vanoggend vir my oortuig dat 2025 was 'n wonderlike jaar vir jou gewees. Maar God weet, hy weet waar was jy gewees, watter dinge het jy gedoen, watter dinge is dit wat jy vir my kan wegsteek en nie vir my wil sê nie, wat jy dalk nie so trots op is nie. Maar God weet dit, en jy kan nie dit vir hom jok of vir hom wegsteek nie. U ken my gedagtes, dit wat in jou kop aangaan, dit sê vers 2 van ons, wat niemand anders van weet nie. Hy weet waarin jy dink, hy weet waar jou kop op hierdie oomblik en deur die jaar was en watter gedagtes jy gehad het. Miskien het jy gewens daai ou wil iets oorkom en jy het hom die slegste toegedink in jou kop. Jy het dit dalk nie gesê waar iemand dit gehoor het nie, maar God weet wat in ons koppe aangaan. Seksuele dinge, vervloekinge, begeertes, al daai goede weet hy van. En hy sien dit raak. Of ek reis en of ek oorbly, sê vers 3, ook U bepaal dit. So God het 'n plan met jou lewe. Ongeag, onthou dis Dawid wat hierdie skrywe en onmiddellik as ons weet dis Dawid wat met Batseba oorspel gepleeg het, wat haar man laat vermoor het en die verskriklikste dinge gedoen het. As Dawid moes terugkyk oor daai jaar, wat sou hy gesê het? Hy sou nie baie trots gewees het nie. Maar tog is dit 'n man na God se hart. So, al is daar dinge partykeer in jou kop aan die gang, in jou hart aan die gang, dalk nie sulke mooi goede nie. Jy kan dit altyd na God bring en vir hom sê, Here, wys dit vir my. So vers 4 en 5 sê vir ons, dit gaan weer oor hoe intens God by ons betrokke is. In hierdie psalm is daar 2 dinge wat duidelik uitspring. Die grootheid van God, sy alwetendheid, sy almag, sy alles, dat hy God is, maar ook hoe intens betrokke hy by die mens is. Die sondige mens wat so vol sonde is, maar laat hy wat God is, so lief is vir ons en dat hy so met ons lewe betrokke is en vir ons altyd die beste wil hê. Hy sê daarso, hy ontsluit ons van alle kante, niks sal met jou gebeur sonder God se medewete nie. Ek weet jy sit mense vandag hierso wat by Midtal was en wat deur baie moeilike tye gegaan het in 2025. Maar ek dink as ons vandag moet terugkyk met eerlikheid gesê, kan jy net God se hand sien hoe hy vir jou ander deure oopmaak, en ek dink as ons moet getuienis vra, sal ons dit hoor vanoggend. Dat God is daar, hy ken jou, hy weet van jou probleme, en hy hoor jou gebede, en op die regte tyd maak hy vir jou deure oop. En dit vervul ons met soveel rustigheid en vrede, in 'n tyd wat alles om ons in mekaar val, is God die een wat ons regop hou, wat weet waar ons is, en hy sal op die regte tyd, sal hy vir ons die uitkoms bring. As jy sy kind is, as jy naby aan hom lewe, gaan hy vir jou vashou. Nou sê vers 7 tot 12 vir ons, jy kan nie vir God wegkruip nie, al voel dit of jou of hy van jou vergeet het, is hy steeds daar. So, gaan ek na die verre ooste of waarheen sou ek gaan om van U te ontvlug? Jy kan nie, want God is alomteenwoordig. Jy kan nie vir hom gaan wegkruip nie. Jy kan nie jou rug op jou draai nie. Hy is die goeie herder wat jou kom haal. Al het jy hoe ver afgedwaal of agter 'n klipskeer gaan wegkruip, God kom haal jou daar uit. Hy wil jou terugbring. Al voel jy kwaad vir hom, al voel jy, Here, maar hierdie jaar was vir my so swaar en net die slegste goed het met my gebeur. Hy gaan jou nog steeds, want hy weet. Jesus het begrip. Jesus het op hierdie aarde kom mens word. Hy het al hierdie goede deur gegaan. Hy was gemartel, hy was gespoeg, hy was alles wat hy ook dalk kon gesê het, Vader, ek gee nou moed op. Maar hy weet wie is God die Vader en daarom het hy vir ons daai lydingspad gestap ook aan die kruis toe. Want hy weet, oralste waar hy gaan, is God daar. Selfs in daai graf het hy gebed, ek kan maar sterf, want die Vader sal my op die 3de dag weer opwek, want hy het dit gesê in sy woord, en hy het dit aan my bevestig. So, hou vas daaraan, hou vas aan God se beloftes, dat waar ook al jy is, God gaan saam met jou, jy gaan nêrens alleen nie. Voel dit vir jou partykeer, of
jy miskien dalk nie gemaak is soos wat jy wou. Ek lyk nie so mooi, die televisie en die samelewing wil vir ons sê, jy is nie so slim nie, jy is nie so mooi nie, jy is nie so vinnig nie, jy is nie so briljant soos al die ander mense om jou nie. Maar vanoggend is net weer daai wonderlike versekering van vers 13 tot vers 18, dat God het jou in mekaar geweef. Hy het jou gevorm. Nou, ek dink baie van ons ken daai Australianer wat sonder die arms en die bene en goed gebore is. Het God van hom halfpad vergeet? Het hy iewers ek was nog besig om hom aan mekaar te vorm en toe vergeet God van hom? Nee, God was daar. Die sonde het ook 'n mag oor ons en in die wêreld wat maak dat sulke tipe van goede gebeur. Maar as jy mooi daarna kyk en na daai persoon se getuienis gaan luister, dan het hy agtergekom in die lewe, dat alhoewel dit lyk vir die mens of God net 'n halwe werk gedoen het met hom, vir hom nie arms en bene gegee het nie, hoe kragtige instrument is hy in die Here se hande, ongeag hoe hy uitgekom het uit sy moeder skoot uit. Gebruik dit wat jy dalk dink is jou swakpunt en maak dit vir God tot sy eer. Gebruik dit tot sy eer. So jy is so mooi en so krom neus of 'n groot tande, voortande. Ek onthou as 'n laaitjie op skool het hulle my altyd 'n naasbota genoem. Ek het 2 sulke lekker groot voortande gehad. Maar jy kan nou sê, ag Here, hoekom het U dit aan my gedoen? Hoekom het ek nou hierdie spot en goede? Maar nee, die Here het jou gemaak en die belangrikste is, hy is lief vir jou. En as hy na jou kyk, en ek is seker in die aande wanneer ons slaap, iewerste vanuit die hemels, is die Here is alomteenwoordig en hy smile oor jou. En hy sê, my kind, ek het jou so lief. En moenie worry oor wat die spot wat jy die mense met jou dryf. En moenie worry as jy in daai size 8 wil inpas, maar jy moet maar eintlik die 10 of die 12 vat nie. Dit maak nie vir my saak nie. Wat vir my saak maak is wat hier binne in die gebeur is. Hierdie in jou hart. En dit is hoekom ook die boodskap vanoggend, jy soek my hart, o Here. Kyk wat is daar binne in my. En dan kom Dawid by vers 19 tot 22 en hy sê, dit wat God haat, en wie haat God? Want ons lees dan in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gehad het. So, vir wie? Is dit dan die mens wat God haat? Nee, God haat sonde. God haat sonde en hy het sy seun gestuur om vir daai sonde aan die kruis te kom sterf. So met ander woorde, as Dawid hierso sê, jaar in daai tyd vir die Ou Testament, wat ons bring dit nou oor na ons toe, maar in hierdie tyd was dit 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, en die vyand van die Israeliete, ja, God moes hulle haat en hy moet met sy volk wees, want hy moet hulle by die beloofde land uitbring. Maar wat is ons vyande? Ons grootste vyand is die sonde. En dit is wat ons moet bid daagliks, Here, is help my om dit te haat wat U haat, en dit is die sonde. Dit is ons vyand. Ons moet stryd teen die sonde, ons moet veg daarteen met alles wat in ons hart is, en ons moet vir God sê, wys dit binne in my hart, daardie sonde wat U wil hê ek mee moet werk. Want jy gaan nie dit nie. As jy vanoggend hierso sit en jy's 'n groot kettingroker en jy sê, ag, ek gaan daai sigarette neersit in my krag, dan gaan ek vir jou sê, dit gaan 'n week of 2 weke wees, dan gaan jy weer daai pakkie vat. Of as jy sê, ek het 'n verslawing, of dit alkohol is, en of dit dobbel is, en of dit wat ook al is, dit pornografie is, of wat ook al, se verslawing, jy gaan dit nie oorkom in jou eie krag nie. Jy het vir God nodig. Maar jy moet vir hom vra, Here, wys dit wat U hart seer maak my hart ook daarvoor seer. En hy sal dit vir jou uitbring. En laat hy jou ook wys wat is die wortel van die kwaad. Deursoek my hart, o God, sê hy, laat God jou hart deursoek, vers 23 en 24. Laat hy jou bring by die wortel van die kwaad. Moenie die rook, as dit nou is, dat jy sê nou maar met drank sukkel. Hoekom gaan drink jy so? Hoekom is dit dat jy jou toevlug na drank gaan soek, of na dwelms, of na wat ook al, want dit bring 'n tydelike verligting, of 'n tydelike blydskap, maar môre is jy weer terug daar, so dan voel jy nog sleg ook seker oor dit, en jy het 'n kopseer, en wat ook al, want jy kom nie by die wortel van die kwaad uit nie. Die wortel van die kwaad is wat ons vir God moet wys, laat ons daai wortel kan uittrek, want daai bossie gaan weer opkom.
Daar by my is dit nou so, dat ek 'n swembad toegeskraap en dan sny ek die bossie so met die weed eater, laat dit daarom net 'n kort bossie lyk beter as 'n lang bossie. So dan sny ek en dan lyk dit daarom alright, maar oor 'n dag of 2 as die reën nou weer so geval het, dan spring hulle weer op. So hy kom die hele tyd wat ek met die wortel gaan uithaal. Anders gaan daai bossie die hele tyd opkom. So jy moet vir God vra, Here, wys my wat is daai wortel wat daaronder sit. Is dit minderwaardigheid? Is dit, ek soek net mense aan wie ek kan behoort, ek voel nie dalk geliefd nie, baie van die ouens in die kroeg sal dalk vir jou sê, hoorie so, maar hierso het ek pelle, want hulle is elke liewe dag hier saam met my, en hulle drink saam met my, en hulle word dronk saam met my, so hierso het ek my pelle, en ons voel alright hierso, so hierso voel ek, iemand gee vir my om. Dan moet ons by daai kom, hoekom voel jy nie geliefd nie? Ons moet by daardie dinge uitkom en daardie wortels gaan uittrek, sodat ons kan sien hoe daar plek kom vir mooi gras of vir mooi blomme en nie vir bossies wat die hele tyd wil opspring nie. Ons moet daai vir die Here vra, jy soek my hart, o God. God wat daar binne sien, daar waar mense, jy weet self baie keer nie eers hoekom nie. Ek kan vir jou beloof, baie keer dan hap ek nie na my vrou en na my kinders en dan kom ek agter, maar Frits, jy is so geïrriteerd, jy is so kort van draad, wat is fout? En dan moet ek gaan soek, en dan kom jy agter, maar Frits, jy is so gejaagd, jou stilte tyd by die Here is nie wat ek moet wees nie, en nou begin jy al hoe meer en meer in jou eie krag, en met jou eie manier probeer jy nou staande bly, en nou begin alles hier om jou in mekaar val, en nou begin jy haak na die mense wat dit die minste verdien. En dit is ongelukkig so, die mense wat ons seermaak met hierdie wortels, hierdie bossies in ons lewens, is die wat vir ons eintlik die meeste beteken. En ek moet jammer sê, in hierdie jaar het ek baie keer gepreek oor, julle moenie vir my vra waar toiletpapier is en sulke goede nie, maar dan moet ek bietjie raaskyk, maar dan gaan dink ek daaroor. Hoekom het ek gevra daar? Hoekom reageer jy so van 'n preekstoel af? Hoekom irriteer seker goedjies jou? Dan moet jy gaan self dink. Wat is aan die gebeur? Hoekom reageer jy so? Hoekom die kleinste ou bietjie krapperigheidjie, dan wil jy sommer net beklei en die moue optrek en goede. En soos Fransie gelag het vir die karate water, van drink dit maar daar by die kroeg, en ons wil net beklei. Want dit is die wêreldse manier, gaan soek dit in drank, en gaan soek dit in al hierdie goede, maar die bron van vreugde, die bron van vrede, die bron van geluk is God. En hoe nader jy aan hom kom, en hoe meer hy hierdie goed vir jou, hoe nader jy in die lig kom, hoe meer val dit daarop, en kan jy sien wat is die donker kol, wat is daai wortel waaraan ek moet werk. En dit is wat Dawid vir ons sê. Man, jy moet gaan rustig raak. Hierdie goed gaan nie gebeur in die gejaag van die lewe nie. Maak tyd nou in hierdie tyd. Die fabrieke en die goede is alles toe, en mense sit daar op die strand, en ek bid en ek glo en ek vertrou dat hulle ook in daai tyd bietjie daar oor die golwe kyk en sien hoe mooi, en dink hoeveel druppeltjies water is daar, en God weet van elke druppeltjie water in daai see. Hy weet van elke vis wat daar binne in daai oseaan swem. Hy weet van elke koraal, hy weet van elke krappie en wat ook al as jy net by die see is. As jy in die bos is, van elke voeltjie wat in daai bosveld vlieg, van elke olifant en renoster en van elke dier wat ook daar vermoor word, weet God van. Hy weet dit. Maar ons moet gaan stil raak en net weer bewus word en vir God gaan mediteer. Mediteer is nie net soos wat yoga is nie. Mediteer is ook, ons moet mediteer op God se woord. Dit sê Psalm 1 van ons, oordink dit dag en nag, en dan sal jy soos 'n boom wees wat by waterstrome geplant is, wat die hele jaar vrug dra. As ons die hele tyd net sal in ons skedules van elke dag net gaan rustig maak, 'n tyd om te reflekteer oor wat het in jou dag gebeur. En Jesus het vir ons so mooi voorbeeld gestel. Elke oggend, nog voordat die mense opgestaan het, was hy by die Vader bo op die berg. En dan het die hele dag gebeur, en dan, in die einde van die dag, het hy weer opgegaan na die berg, en weer gaan stil word by die Vader. En hoe kon ek dalk daai situasie beter hanteer? Hoekom het ek vanoggend vir die mense gevra oor die toiletpapier, Here? Hoekom was ek so nors geweest? Hoekom dit en dit? En dan gaan werk jy aan daai goed. Laat die Here dit vir jou openbaar. Wat is daai wortel? En Here, help my asseblief om daai wortel uit te trek, want julle weet, jy het so 'n bietjie van 'n grafie nodig om baie van daai bossies wat ek so met die weed eater afklap, om by hulle regtig uit te kry. Jy het 'n bietjie hulp nodig om dit uit te kry.
En al is dit om by 'n dominee te kom sit of by 'n vriend of 'n vriendin wat jy kan vertrou met jou geestelike lewe, saam te bid, te sê, want weet julle, het julle al agtergekom, as sê net maar jy sit met 'n drankprobleem, en jy drink daar by 'n plek waar ek nie uitkom nie, en ek kan nie vir jou kom sê, hey, jy moet nou daar uitkom nie, ons moet nou saam nie uitkom of wat ook al nie, dan, ja, nee, dis nou maar net so grappies op die sideline, het net so vanaf ek nou opgekom, maar wat ek wil sê is, jy kan goed wegsteek vir mense. Miskien sit jy op jou foon en kyk na prentjies en goede wat nie reg is nie, jy praat dalk met iemand wat nie reg is, jy kan dit wegsteek. En dit gaan vir 'n ruk uitgaan totdat jy dalk uitgevang word. Maar as jy dit bring, as ek gaan sit en ek het iemand, 'n vriend of myself, my vrou of wat ook al, en ek sê, hoor hierso, ek kom nou agter hier oor Kersfees, sê nou maar, ek het te veel champagnes van die troue afgehaat, en toe sit oor na Kersdag toe, en toe sit 'n paar whiskies dalk, of sê nou maar, ek sê nou nie dit is wat gebeur, maar as jy dit in die lig bring, as jy saam met iemand bid daaroor daai probleem, dan is dit in die lig, en dan kan 'n mens werk daaraan. Maar hoe meer jy dit wegsteek, hoe meer jy daai goedjies, jy kan dit doen, en jy dink niemand weet dit nie, God staan daar, hy tree saam met jou, so bring dit in die lig, sê julle, vir iemand wat jy regtig kan vertrou, gaan sit saam met daai persoon en sê, hoor hierso, ek sukkel met dwelmverslawing, ek sukkel met drankmisbruik, ek sukkel met die ding of daai ding, ek is besig hier om met 'n vrou te praat oor 'n foon, wat ek weet dit is nie reg nie. Jy moet dit gaan sê, en die oomblik as jy dit in die lig bring, dan kan 'n mens werk daaraan, maar as jy dit wegsteek daar onder die grond, daai bossie gaan weer opspring. En baie keer bring dit baie skade wanneer daai bossie opspring, want dan sien mense huwelike op die rotse. Jy sien baie seer in gesinne en in jou eie lewe. Want daai goed het 'n manier om ons te vernietig, en iewers te gaan dit in die lig kom. Jy kan nie dit vir altyd wegsteek nie. Die waarheid sê die woord sal uitkom en dit sal van die dakke af basyn word. So beter jy gaan praat met iemand wat jy kan vertrou en gaan bid oor daai probleem. Al is dit dan jou meer, al is dit jou vloekery of jou skinnery of wat ook al jou probleempie is. Jou goed is daar baie kleiner as wat baie ander mense in jou oor. Maar daai ding het 'n manier om jou te bind. So kom ons raak los van die goede. Kom ons vra Here, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Want daai goed het ook 'n manier om jou onrustig te maak. Daai, moenie vir my sê as jy dalk in 'n buiteegtelike verhouding is, jy wag dat jou vrou dalk daai foon in die hande gaan kry en jou gaan uitvang nie. Of jy wag vir die dominee om dalk eendag daar by daai plek in te stap waar jy nie moet wees nie, of 'n vriend of 'n vriendin wat jou gaan skaam. Jy lewe met 'n tipe van 'n vrees. Dit maak jou onrustig. Raak vry. Bring dit in die lig. Sê vir die Here, hoorie, ek sukkel met hierdie ding. En sê vir daai persoon, en jy gaan voel hoe daai laste van jou afval. Want jy hoef dit nie alleen te dra nie. Jy hoef nie alleen teen daai ding te worstel nie. En omring jou met vriende en mense wat jou geestelik gaan opbou. Onthou, die Bybel sê yster slyp yster. As jy saam met die verkeerde crowds gaan uithang, dan gaan hulle vir jou aftrek. Want ons, die swaartekrag, soos Dominee Andre altyd sê, dit werk andersom. Dit is moeiliker om op te trek as om af te val. So omring jou met mense wat vir jou geestelik goed is, en dit sal met jou beter gaan. En onthou, ons is daar vir julle. Al is ek baie keer kwaaierig hier van vooraf, dan baie keer moet jy maar die pak slaaf vat, maar baie keer is dit nie reg nie, en dan kan ek ook vir jou sê, bid saam met my oor my meer en oor hierdie goede. Want dit gaan nie altyd maklik nie, en dit is die rede. As jy gaan kom, hoekom is my meer so, want ek is voel uitgebrand, en ek voel, niemand sien my raak, en ek weet jy kan daai goed gaan soek, en dan werk jy daaraan. Kry vir jou mense wat jy hoef nie hierdie goed alleen te doen nie. Kry daai persoon om jou te help met dit, en dan voel ek deesdae, ek moet hulle net keer, want ek voel ek het niks meer om te doen nie. Nou is die toiletpapier is oorstok, en die tee is reg, en die kanselkleedjie hang, en alles. So nou het ek so goeie tee, met voel amper, wat moet ek nou doen, behalwe om net te preek, en dit is so rustig, julle, so dankie. Dankie ook dat julle met my opsit, en dankie dat julle ook vir my bid, want selfs die dominees het gebed nodig. En mag ons daar wees vir mekaar.
Mag ons regtig daai vriend en vriendin, daai broedie of sussie in Christus hê, wat kan luister, wat jou pyn kan hoor, wat jou hart kan hoor, en saam met jou kan bid, en weet, hierdie God wat jou gevorm het in die moederskoot, daarvan niemand dit kon sien nie. Hy ken jou by die naam. Hy weet van elke haar wat van die hoof af, wat niks sal met jou gebeur, het ons hier gelees vanoggend, sonder God se medewete nie. En wat 'n beter plek om te weet, ons gaan 2026 in, dit lyk soos 'n donker prentjie hier voor ons, maar ons weet wie gaan saam met ons. Die God wat al reeds die uiteinde sien, die God wat al reeds Openbaring geskryf het, hy ken jou by die naam, hy het jou gevorm en hy is lief vir jou. Jy is presies soos wat hy wil hê jy moet lyk. Moenie laat mense vir jou sê, jy is nie goed genoeg, of mooi genoeg, of sterk genoeg, of wat ook al nie. Jy is wie God jou gemaak het om te wees, en hy glimlag oor jou lewe, en hy het jou so lief, dat hy bereid was ook om vir jou, en vir al die verkeerde wortels te gaan sterf aan die kruis, en dat ons saam met hom sal lewe vir ewig, dit sluit vir ons af. Here, dankie dat ons aan die einde van die jaar kan terugdink en kan stil word en net volgend kan hoor, dat ons met ook in hierdie tyd maak om bietjie gaan dink na wat is daai wortels in ons lewe wat bietjie aandag nodig het om uitgetrek te word. Here, stuur vir ons boeties en sissies in Christus of vriende en vriendinne of familielede om saam te kan bid, om hierdie goed in die lig te bring en laat ons nie met dit in ons harte meer rondloop en laat dit ons dat vrede kom steel nie, want die duiwel is wantroue en onrustigheid en chaos en alles, Here, maar U is vrede en rustigheid en liefde, en Here, ons dankie dat U 'n God is van liefde, wat U seun vir ons gestuur het as die hoogste prys van liefde, Here. Ons wil vir U net vanoggend al die lof en die eer bring. Dankie vir 2025, Here. Vir van ons was dit 'n groot hoogtepunte wat in hierdie jaar, afgelope jaar, plaasgevind het. Vir van ons was dit onsekere tye, Here, maar in die goeie of die slegte, U is altyd daar. U dra ons wanneer dit swaar gaan. Daardie dingetjie wat ek gister gekry het van Abba. Abba beteken Vader, maar ons het ook as kinders gepraat van ons Abba mekaar, eintlik ons Vader mekaar. Ons tel ons die ander persoon wanneer sy kragte in is op ons rug en ons dra om verder, Here. Dankie dat U ook ons Abba was in hierdie jaar wat verby is vir van ons, Here. En ek dink almal van ons het maar van tyd tot tyd daai Abba daar nodig, wanneer ons op die rug moet klim en weet ons hemelse Vader dra vir ons. Here, aan U kom toe al die lof en die eer. Hou ons styf in die hand vas ook in 2026, bring ons by waters waar daar rus en vrede is, en lei ons altyd op die regte pad, tot eer van U naam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit af met hierdie pragtige lied, God is liefde. Ons sing dit vir ons volgende. God is liefde, juig ons harte, en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, God is liefde, juig ons harte, en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Heilige Geeste, wie gehad het in liefde ons vergeet, nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. En ons sing halleluja, halleluja, halleluja.
Hy wat die eerste lief gehad het die liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. En ons sing halleluja, 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 amen. En ons sing halleluja, 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 amen. Weet dan dat die Here gaan jou vooruit. Hy weet of jy gaan bly en of jy gaan oorbly. Hy ken alles van jou in hierdie jaar. Hy ken daai vrese. Hoe gaan ons deur hierdie eerste kwartaal kom? Hoe gaan ek hier aanpas? Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dat gebeur? Hy weet dit. En ontvang dan nou sy seën en luister na hierdie mooi priesterlike seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Mag julle 'n wonderlike 2026 vol hoogtepunte beleef. Baie liefde en voorspoed.